Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Amen. Gemeente van Waterval, ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle van God onse Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van sy Gees. Weereens baie welkom vanoggend in die kerk. Mag die Here vir ons saam seën in sy teenwoordigheid. Aan al ons YouTube-kykers sê ons ook in die besonder welkom waar jy in die stilte van jou eie tyd hierdie diens kyk. Ons gaan uit Markus 16 vers 14 tot 15 lees en die tema vanoggend is die Here gebruik stikkende mense soos ons. Kom ons buig die hoofde. Here, ons aanbid U as die skepper van die kosmos. U wat alles in soveel fynheid en met soveel detail beplan het. En ons, die kroon van U skepping, na U beeld gevorm, U verteenwoordigers, U kinders, duur gekoop met die bloed van ons Here Jesus Christus. Ons behoort aan U, gevul met die Gees, gemerk deur ons doop. En ons het hierdie troos en bemoediging dat niks en niemand in hierdie wêreld ons van U kan wegneem nie. Dat U ons lewens en ons toekoms in U hande hou. Dat U vir ons sal sorg, want ons behoort tot die ware kerk van God. En daarom is ons hier, as U gemeente, U kinders, om weer vir U lof te bring, in U teenwoordigheid te wees, dit te geniet op hierdie besondere manier, saam met ons familie hier te wees, en boonop 'n boodskap te kry. So praat met ons, in Afrikaans, in eenvoud, dat ons sal verstaan, sal hoor, ons eie sal maak. Ons smeek dit in Jesus Christus se naam. Amen. Markus 16 vers 14 tot 15, die Here gebruik stikkende mense soos ons. Later het Jesus aan die 11-tal self verskyn, terwyl hulle aan tafel was. Hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof en hardheid van hart, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Die Here Jesus het hom verwyd. Nou my vraag is ek baie keer oor my eie lewe dink, oor die goed wat ek sê en die goed wat ek doen en wat ek al in die lewe aangevang het, dan wonder ek, hoe kry die Here dit reg om iemand soos ek te wil gebruik? Regtig. Hy kon sekerlik iemand beters gekies het as vir my, om nog sy werk ook as dominee te doen. Maar net in die algemeen, net hoe kan die Here vir my as 'n doodgewone lidmaat van Waterval gebruik? Want jy weet, as ons nou almal oor ons lewens sit en dink, en ons weeg onsself voor die Here, en ons kyk na so 'n paar kritiese elemente, dan sê ons, maar ja, ek het daarom 'n geskiedenis, ja. Goed waaroor ek nie praat nie. Goed wat ek vir mense wegsteek, wat ek self liewer sou wou vergeet het, as ek dit net flippend kan vergeet. En ons sê vir onsself, ek het maniertjies en ek het gewoontes, en ek sukkel met party van hierdie gewoontes, want ek weet,
Dis nie goeie gewoontes nie. Byvoorbeeld, ek sukkel om my mond in toom te hou. Of ek sukkel om nie te vloek nie. As ek my kan kry, dan het ek weer iemand sleg gesê, veral as ek natuurlik bestuur. En ons dink aan onsself en sê, ja, maar ek is aan vol draadwerke. Ek het 'n paar gate in my persoonlikheid. Hoe sal die Here iemand soos ek kan gebruik? Ek kan mos nie bruikbaar wees in die hande van die Here nie. Nie iemand soos ek nie, met my persoonlikheid en met my geskiedenis nie, want ek is 'n totale teleurstelling. Ek dink my pa of my ma draai in hulle graf om, as hulle weet wat ek al alles gedoen het. As ek vir myself in die spieël kyk, dan sê ek maar, ek is nie trots op myself nie. En ek worstel, so hoe kan die Here iemand soos ek gebruik? En boonop sukkel ek met my verhouding met God. Nou wil ek hê ons moet vir 'n oomblik net 'n kykie vang na die disippels en sien, hierdie 12 wat die Here uitgekies het. Hierdie 12 wat hy 2,5 na 3 jaar mee saam geleef het, amper 24 ure dag, het hulle hom beleef, hom gesien, hom gehoor, is hulle deur hom uitgestuur. Wie sou mos nou dink, hierdie 12, as absoluut bevoorreg, wonderlike 12 mense wat die Here uitgekies het, om saam met hom hierdie pad te stap. En dan lees ons, hulle stry onder mekaar, oor wie is die belangrikste in die koninkryk van God. Jy weet, selfs Johannes, vir wie Jesus baie lief is, het op 'n stadium oorgeleë gesê, kan ek aan die regterhand sit, en kan Petrus aan, weet, ek meen, dis 'n eie geregtigheid soos nog iets. En hy stuur hulle op 'n stadium, Lukas 10 stuur hy hulle uit, met die hoop dat hulle daarom iets kan doen, en hulle kom moedeloos terug, verslae, oor wat in die wêreld gebeur, as hulle die evangelie van Jesus Christus uitdra. Nou nie eintlik vreeslike staatmakers nie, né? En dan, as hy vir hulle sê, bly saam met my wit en waak, dan slaap hulle. Hulle kon nie eens hulle oogies oophou nie. En dan op 'n stadium het hulle die astrantheid om selfs die Here Jesus aan te spreek, omdat hy ontferm oor sekere mense in nood. En dan het hulle 'n ander soort verwagting, want hulle dink, hierdie Jesus kom om ons te bevry van die Romeine, wat ons land oorgeneem het. So hulle het 'n aardse bevryder verwag. Hulle eie teologie rondom hom was so 'n bietjie skeef. En wanneer die nood druk en die situasie kom en hy gearresteer word, dan sê die Nuwe Testament vir ons, hardloop hulle weg. En dan kom van hulle, nee, ek ken hom nie. Petrus 3 keer, ek het hom, nee, ek ken hom glad nie, tot die haan kraai. En hy trane uitbars. En dan kom ons nou hier in Markus. En Here Jesus verskyn aan hulle. En hulle glo nie dat hy opgestaan het nie. Hulle het nie die vrouens geglo wat vir hulle kom sê het, maar die graf is leeg nie. Hy het opgestaan. Dis die 12 disippels. Dis die mense wat deel vorm van die basis van die kerk. Dis die mense wat die Here Jesus uitgekies het. Die Here Jesus gebruik sulke mense, gebroke mense, stikkende mense, met tekortkominge, wat maar sukkel met hulle self, wat eindelik vir my en jou na 'n teleurstelling lyk. Maar dis die mense wie hy gebruik. Dis nogal skokkend in 'n sekere sin. Hierdie mense wat die naaste aan hom was, wat so opgetree het. En dan kom ons hier in Markus 16 en die Here Jesus verskyn aan hulle daar waar hulle aan die tafel sit en eet. En ons sien, hy verwyd hulle dat hulle nie glo nie. Hy verskyn aan hulle.
Die Griekse woordjie verskyn daar, beteken dis 'n besliste verskyning, dis 'n beplande verskyning, dit wil aksentueer, dit is eintlik God se wil, dat hy daar tussen hulle kom staan. Dis deel van God se beplanning. Want die opstanding was tog die Vader wat hom uit die dood uit opgewek het. Die Vader sit agter dit alles. Nou, hulle het dit nie so gesien nie. En hier staan hy in hulle midde, en hulle glo nie die getuienis. Daar's nog twyfel. Selfs Thomas, ons praat mos van die ongelowige Thomas, wou dit nie glo nie, voor hy nie sy vingers in die wonde van die Here Jesus gedruk het nie, want sien is mos glo. En hoe baie van ons het daai houding en standpunt, sien is glo. En dan sê die teks, die Here verwyd hulle. Interessante woord, hierdie verwyd. Want as ons in die oorspronklike taal gaan kyk, beteken dat die Here Jesus hulle eintlik konfronteer. Dat hy hulle eintlik hard aanspreek. Dat dit eintlik 'n konfronterende woord is. Asof die Here Jesus met radeloosheid sou sê, maar hoe is dit moontlik dat julle nie kon glo dat ek opgestaan het? Julle wat saam met my was vir so lank, wat beter as enige een behoort weet, julle vir wie ek gesê het, ek gaan vir 3 dae sterf en ek gaan opstaan. Onthou die beeld wat hy gebruik, ek gaan die tempel afbreek en ek sal hom weer opbou. Hy het by hoeveel geleenthede geïmpliseer dat hy doodgemaak sal word. En tog, hulle glo dit nie. Sy uitgesoektes, hulle glo dit nie. En daarom hierdie harde woord van, hy verwyd hulle vir hulle ongeloof. Ja, nou eintlik hardloop ek myself vooruit. Hoekom? Hoekom verwyd hy? Van 2 goed wat hy hier noem. Julle ongeloof en julle hardheid van hart. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Ongeloof. Die Griekse woord wat hier gebruik word, apisteo, is hierdie besluste besluit. Dis 'n besluit. Dis nie toevallig dat hulle so voel nie. Dis 'n besluit wat hulle geneem het om te sê, vrouens, julle praat twak. Ons glo julle nie dat die graf leeg is nie. Ons glo nie dat hy aan julle verskyn het nie. Dis 'n besluit wat hulle geneem het. Beslisheid daaromtrent. En nou is die vraag, wat maak ek? Nie net met die opstanding van Christus nie, maar met hom as waarheid, met hom as woord, met hom as die verlosser in die wêreld. Weet, ons kan in die kerk sit en ons kan ons Bybels lees en ons kan redelike lewe probeer lewe en alles. Maar is daar 'n beslisheid rondom my geloof in Christus, dat dit vir my onwrikbaar is, dat niemand my van struik gaan bring nie, dat ek in hierdie wêreld vir die waarheid van God sal uitstaan en dit sal leef? Of moet die Here ook dalk vir my en jou kyk en sê, ek verwyd jou vir jou ongeloof. Want ons sukkel maar 'n bietjie. En ons sukkel dat die wêreld kan sien wie ons is en dat ons Here opgestaan het. Daar is so 'n mooi vers wat Paulus sê. Hy sê, dieselfde krag waarmee God sy seun uit die dood uit opgewerk het, dis die krag waarmee ek in hele werk. Dis fenomenaal. Maar die vraag is, glo ek en jy dit? Kom dit uit in ons lewens? Hierdie krag van God, sien mense dit in ons lewens raak? En dan sê hy vir hulle verder, julle hardheid van hart verwyd ek my oor. En hierdie betekenis van hierdie woord is dat hulle was eintlik half onbuigsaam, half hardkoppig. Hulle het 'n weerstand gebied teen die waarheid. En ek en jy?
Is dit nie maar die groot rede hoekom ek nie my merk maak as 'n kind van die Here in hierdie wêreld nie? My eie hardkoppigheid. Nie u wil nie, my wil. En kom ek sê vir u, dit is die wese van alle sonde. Nie u wil nie, my wil. Ek sal maak soos ek wil. Ek sal glo wat ek wil. Ek sal doen wat ek wil. Dis mos die tydsgees ook waarin ons lewe. So ons pas baie goed daarin. Hardkoppigheid. Om hart te verhard teen dit wat God wil hê. Hulle het nie geglo nie. En daarom het hulle hardheid van hart gehad. Nou dit klink erg, né? So die vraag is, hoe gebruik die Here dan nou vir hulle? Want ek meen, hulle was bevoorreg. Al die tyd saam met hom gewees. Hulle is teleurstellend. As ek in die Here Jesus se skoene was, het ek my rug op hulle gedraai. Hulle gedrop soos 'n koue pompoen. Want dit is mos hoe ons maar maak met mekaar ook, né? As ons mekaar vies maak en teleurstel, of as iemand my benadeel in die lewe, dan draai ek my rug so vinnig op hom of op haar en ons gaan aan asof hulle nooit meer bestaan nie. En dis ons is. Is dit hoe die Here Jesus maak met hierdie teleurstellende 12 van hom? Nee. Hy wil hulle nog steeds gebruik. Want net nadat hy hulle verwyd, sê hy die volgende woorde vir hulle. Hy sê vir hulle, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie. Dis nogal verbasend. Hierdie ouens wat nie kon glo hy het opgestaan nie. Sy naaste, sy 12, sy disippels, gaan julle en gaan. Dis amper soos die skeieregter wat vir die ou wat verlede week 'n swak wedstryd gespeel het sê, jy het regtig baie sleg gespeel, maar ek gaan jou hierdie week weer laat uitdraf, want my hoop en my vertroue is in jou dat jy nou die spel gaan voluit speel. Amper dieselfde, maar net meer. Want die Here Jesus sê, ek gaan met julle waag. Ek wil julle gebruik, ten spyte van die feit dat julle nie my geglo het nie. Ten spyte van die vele ongeloof, ten spyte van die feit dat julle gefaal het, die toets gedop het, ten spyte van julle tekortkoming, julle hardheid van hart, gaan verkondig die evangelie as my verteenwoordigers in hierdie wêreld. En weer eens verras die Here Jesus ons. Want God is mos 'n God van verrassings. Want oor en oor verras hy ons. En daarom mag ek en jy nooit dink, ek is nie goed genoeg nie. Ek kan nie deur God gebruik word nie. Jy kan. Want God gebruik 'n krom potlood om 'n reguit lyn te trek. Vat my as 'n voorbeeld. God kan jou gebruik. Met jou gebreke. Vat nou maar vir Moses. Ja, ek meen, die ou was sommer so die duiwel in, dat 'n Filistyn, een van sy volksgenote, so slat met 'n sweep, dat hy slat hom dood en begrawe hom daar in die sand. En hol weg, vlug die woestyn in. En dan roep Moses hom. En hy word die leier van die volk Israel. Dawid, verveeld terwyl sy manskappe veg en hulle lewens vir hom waag, vir volk en vaderland, sien hy vir Batseba daar van sy dak af bad en hy wil begeer haar en hy wil haar hê en hy vat 'n ander man se vrou en slaap by haar, verwek 'n kind by haar en hy reël toe dat haar man op die voorpunt gesit word en doodgemaak word, eerste deur die vyand. Dis 'n rowwe storie, ons moet dit nie vir ons kinders te lees nie. Maar dit is wie die Here gebruik. Die man na God se hart word gesê, 'n egbreker, 'n moordenaar,
wat 'n groot deel van die Bybel skryf met liedere in die psalms. Jona, die ongelowige profeet wat sy alie wip vir God, omdat God 'n paar heidene in Ninive wil red. Hy wat moes Peter, man, laat hulle gaan, hulle verlore gaan. Hoe kan God dit nou wil doen, hierdie goddelose mense? En gesit hy dik bek, een kant, gaan val in depressie oor dit wat God besluit. Paulus, die vervolger van die kerk, wat bygestaan het, toe hulle vir Stefanus met klippe doodgegooi het, wat waarskynlik die opdrag gegee het. So 'n moordenaar, skryf die grootste deel van die Nuwe Testament. 4 sendingreise, baie gelowiges tot bekering gelei, gemeentes gestig. En nou, die disippels, die 12. Kyk, waar is die kerk vandag? Vanuit 12 se werk. Die fondamente gelê. 2000 jaar se geskiedenis van die kerk. God het hulle met vrug gebruik. God wil jou gebruik. Vir jou gebruik. Vir my gebruik. Verbasend. Verrassend. Met ons krikke. Met ons gebrokenheid. Met ons klein geloof. Met my geskiedenis. Met alles wat ek verkeerd gedoen het tot en met nog gisteraan toe. Met al my tekortkominge, met al my geworstel, met my stukkies ongeloof, my stukkies ontrouheid, my stukkie sonde, wil God my gebruik. Verrassend dat God mense soos ek en jy wil gebruik. Vat Onesimus. Paulus skryf hierdie kort briefie van 28 verse in die Nuwe Testament aan Filemon. Vat vir Onesimus jou slaaf terug. Onesimus het gedros, hy het goed gesteel, hy het gehoop in Rome in die massa te verdwyn. Toe ontmoet hy vir Paulus en kom tot bekering. En hy stuur hom terug en hy skryf vir Filemon, vat hom terug as jou broer, hy is vir jou baie waardevol. Hy kan deur jou gebruik word. En hy het later die biskop van die Efese geword, vir interessantheid. 'n slaaf, 'n dief, 'n troster, 'n wetsoortreder, word later 'n biskop. So God kan jou gebruik. Hy wil jou gebruik. Glo my. Die vraag is, wil ek bruikbaar wees in die hand van God? Is ek beskikbaar? Hoor ek die woord? Hoor ek wanneer God my roep? Hoor ek die verantwoordelikheid wat God op my skouers as gelowige geplaas het? Want onthou, hierdie gemeente is nie my gemeente nie. Baie keer praat ek van my gemeente waar ek werk, maar is nie my gemeente nie. Is nie die gemeenteraad se gemeente nie. Ons is almal diensknegte in hierdie gemeente. Om God te dien, mekaar te dien, die wêreld te bedien. Niks anders as slawe in die oë van God, in sy diens, wat vir hom moet werk nie. So wanneer ons praat van die kerk, dan praat ons van ons, want dis wie die kerk is. Nie 'n gebou nie, nie 'n struktuur nie, ons. En as ons sê die Here gebruik, die kerk gebruik die Here, ons, sy gestuurdes. Julle is die sout van die aarde, sê hy. Julle is die lig van die wêreld. Gaan leef vir my. Nooit is my Christenskap en my kind wees van God en deel van die kerk, die beweging van God in hierdie wêreld, is dit 'n 1 uur ding, 1 keer 'n week nie. Nooit. Wat ons hier doen,
soos 'n oefenplek, sodat ons die gestuurdes van God, die lig en die sout kan gaan wees, wanneer ons hier wegry vanoggend, tot volgende Sondag, waar ons weer kom oefen, en weer 'n bietjie energie kry. So dis 'n lewenswyse. Christen wees is 24/7. Instrumente in die hand van God. Dis wie ons is. Maar nou waar? Hoe gaan ek? Wat moet ek doen? Gaan lewe in dankbaarheid voor God. Gaan lewe met verantwoordelikheid. Doen wat God en sy Gees deur sy woord vir jou sê om te doen. Ja, maar dominee, wat kan ek nou regtig doen behalwe, dit is alles baie mooi, maar wat kan ek regtig doen? Nou, ons het geleenthede hier in Waterval, waar jy kan leef, en kan uitleef, en kan doen. Ons het 'n gemeenteraad, hier is 'n paar mense wat bereidwillig is om sake te bestuur. Ons kort mense daar. So wil jy betrokke raak daarbey? Ons het die besige bye, en nou moet ek dit ongelukkig sê, Raleigh, en dit is met geen refleksie op niemand van die besige bye nie. Hulle word oud. Kan hulle dit nog vir baie lank doen? Waar is ons jonger vrouens in ons gemeente? Hulle is nie daar nie. So nooi hulle besige bye, maak hulle betrokke asseblief, hulle wil graag betrokke wees. Besige bye, neem die verantwoordelikheid, verkope van lekkernye, wanneer ons funksies hier het, is hulle daar om vir tafels vir ons mooi te maak, hulle staan altyd in. Dis 'n manier. Hier's blomme. Ons sukkel om mense te kry om net 'n bietjie te help, van hulle blomme in hulle tuin te bring. Ek kan help met die blomme, ek kan help met die kinders in die saal, as ek die gawe het om met kinders te werk. Wel, ons het almal kinders groot gemaak, ons weet daarom so op 'n manier om met kinders te werk, né? Ek kan aanbied om te sê, dis van ons ou mensies wat nie vervoer het nie, wat sukkel om by die kerk te kom. Ek sal hulle gaan haal, gee my net 'n naam, gee my adres. Ek sal hulle weer gaan aflaai na kerk. Ons het geboue om te onderhou. Ek kan met my hande werk, druk op my knoppie, hier's my naam, hier's my nommer asseblief. Ons het 'n gebedsgroep, ons het 'n Bybelstudiegroep, ek wil graag help bid. Ek wil help om besoeke te bring. Daar sit Elma, sy is ons engel wat ry van hospitaal tot hospitaal en van siekmens tot siekmens. Maar dis net een persoon wat dit doen. Jy mag dit ook maar doen. Hulle waardeer dit. Ek wil ook betrokke raak by die tegnologie en musiek van die gemeente. Ja, ek kan 'n mondfluitjie speel of ek kan 'n gitaar speel of ek kan dit doen. Ek is bereid. Praat met Pieter asseblief, praat met my. Ek is slim met geld. Ek weet hoe. Ek het inset om te leer. Dis maar 'n paar dinge. Moenie sê, ek kan nie. Weet nie waar nie. Here wil jou gebruik. En vir my gebruik. Met my gebrokenheid, met my stikkendheid, met my geite, met my maniertjies, met my dinge, met my foute van die verlede. Want saam is ons kerk van die Here. Saam kan ons die wêreld wen. God sê vanoggend vir jou, ek wil jou gebruik. Jy's goed genoeg. Amen. Dankie Here vir 'n eenvoudige woord. Ons hoor u roepstem. Ons hoor ons het 'n verantwoordelikheid. Want as dit nie mense was soos die disippels wat gehoor het en die opdragte uitgevoer het nie, was daar nie 'n kerk nie. As dit nie was vir mense wat leiding geneem het
in gehoorsaamheid aan U nie, het ons nie ook hier die 300-jarige geskiedenis van 'n NG Kerk gehad nie. Het ons nie 105 jaar se geskiedenis van Waterval gehad. En U sê volgende, ek wil julle gebruik, en so kan elkeen van ons wat hier is, dalk nog 100 jaar verseker. Maar dan moet ons hoor en doen. So gee vir ons die verantwoordelikheid om in ons huise, in ons straat, in ons werksmilieu, in ons sport en speel, altyd op ritme te dans, saam met Jesus Christus, die verlosser van die wêreld. Op sy ritme, sy woord. Help ons daartoe. Seën ons as gemeente, Here. U weet ons het ook bietjie finansiële druk, en ons vra ook vir die wysheid en insette. Help ons ook daarin. Here, ons het ook die mense op ons gebedslys, wat ons genoem het, en ook vir Rian, oor wie ons bekommerd is op hierdie oomblik. Raak hulle almal aan asseblief, selfs die wat ons dalk vergeet het om te noem. Wees met elke huisgesin. Seën ons bejaardes, seën ons kinders. Ons buig voor U in aanbidding, gehoorsaamheid, bereidwilligheid. In Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van God ons dryf om in gehoorsaamheid te lewe deur die Gees, om die woord aan te gryp, om te doen wat God verlang. Amen.